Goeiedag en welkom. Vandag duik ons diep in ons eie liggame in, na 'n deel van ons bloedsomloopstelsel waaroor min mense dink. Ons gaan die versteekte gevare van oorledemaat aneurysmes ontbloot. Gereed, kom ons spring weg. Goed, heel eerste, wat presies is 'n aneurysme? Stel jou 'n ou tuinslang voor wat al jare in die son lê. Op 'n sekere punt vorm daar 'n swak plek en 'n borrel begin uitstoot. Dis presies wat 'n aneurysme is, net in die wand van een van jou slagare, daai hoë drukpyplyne wat bloed deur jou lyf pomp. So, wat gebeur as hierdie klein tydpom in die slagare van jou bors of jou arms begin tik? Wel, dis waar dinge regtig interessant en ja, potensieel nogal gevaarlik raak. Ons begin ons toer reg by die bron, naby die hart. Hier by die groot slagare wat van die aorta vertak. Dink aan dan as die hoofwisselaars op 'n snelweg. Hierdie boogvatte is die hoofpaaie wat bloed na jou kop, nek en arms toe stuur. Kyk gou hierna. Daai groot persgedeelte van die grafiek vertel ons iets baie belangriks. Byna 2/3, 63% om presies te wees, word veroorsaak deur wat dokters degeneratiewe siekte noem. Dis basies maar net goeie ou slytasie. Die gevolg van jare se harde werk en dit gebeur veral met mans ouer as 60. Nou, die deurslaggewende punt is dat hierdie bulde nie net onskuldig daar sit nie, hulle is onstabiel. Hulle kan bars, wat natuurlik lewensgevaarlike interne bloeding veroorsaak, of, en dis nogal algemeen, hulle kan klein klompies afskiet wat stroom afvloei, die bloedtoevoer na die vingers blokkeer en 'n pynlike toestand veroorsaak wat as blouvingersindroom bekend staan. Hierdie tydlyn vertel 'n ongelooflike storie. Dink net daaraan. In 1818 was 'n poging om een van hierdie te herstel, basies 'n doodsvonnis. Selfs dekades later was sukses uiters skaars. En kyk nou waar ons vandag is. Ons het geskuif van uiters riskante oop chirurgie na minimaal indringende tegnieke. Dis regtig 'n revolusie in die geneeskunde. Maar dit gaan nie altyd net oor slytasie nie. Soms is die oorsaak ingebou in ons eie unieke bloudruk. Kom ons kyk na 'n fascinerende anatomiese kinkel in die kabel. Gewoonlik lyk die pypwerk wat van die hart afkom baie netjies en georganiseer. Daar's 'n standaard uitleg wat dokters verwag om te sien. Maar in ongeveer 1 uit elke 100 mense is daar 'n afwyking. Een van die hoofslagare na die regterarm neem 'n vreemde ompad. In plaas daarvan om voor die slukdarm verby te gaan, loop dit agter dit verby. 'n Klein anatomiese eienaardigheid, maar een met potensieel groot gevolge. En hierdie ompad kan 'n baie spesifieke probleem veroorsaak. Omdat die slagaar nou direk teen die slukdarm druk, kan dit letterlik moeilik maak om te sluk. Dokters het nogal 'n elegante Latynse naam hiervoor, dysphagia luxuria. En hier is die skokkende syfer. Tot 60% van mense met hierdie spesifieke afwyking ontwikkel 'n aneurysme presies daar waar die slagaar daai verkeerde draai maak. Hierdie spesifieke bult staan bekend as 'n commerelse diverticulum, basies 'n gevaarlike uitbulting by die basis van hierdie anatomiese ompad. Goed, ons het nou gekyk na siekte en anatomie. Kom ons volg die bloedvloei nou 'n bietjie verder af in die arm in, waar die oorsake van aneurysmes dikwels baie meer direk en wel fisies is. Soos ons verder af in die arm beweeg, verander die storie. Hier is dit minder oor slytasie of geboorteafwykings en meer oor direkte fisiese trauma. En dis nie altyd 'n eenmalige ongeluk nie. Dink aan die herhalende plofbare spanning op 'n bofbalwerper se arm of selfs die konstante druk van jare se krukgebruik. En nog verder af, hier in die boarm, loop die hoofslagaar, die brachiale arterie, reg langs 'n baie belangrike senuwee. As 'n aneurysme nou hier vorm, druk dit direk op daardie senuwee. En die gevolg? Wel, pyn, tinteling of daai spelde en naalde gevoel van gevoelloosheid in die hand. Dis 'n baie duidelike waarskuwingsteken. Reg. Ons het nou die probleme geïdentifiseer. Nou vir die oplossings. Hoe hanteer chirurge hierdie gevaarlike bulte? Vandag se mediese gereedskapskis het basies 2 hoofstrategieë. Aan die een kant het ons die klassieke benadering, oop chirurgie. Dis presies soos dit klink. Die chirurg maak 'n groot insnyding, gaan direk na die probleem, sny die slegte deel uit en werk 'n nuwe stukkie pyp in. Aan die ander kant is daar die moderne metode, endovaskulêr, wat beteken binne in die bloedvat.
Hier word 'n opgevoue metaalbuisie, 'n stent, deur die bloedvate geryg en dan by die swak plek oopgemaak om dit van binne af te versterk. En hierdie tabel wys die afwegings perfek. Kyk na die boonste ry. Oop gurgie. Die duursaamheid is uitstekend. Dis 'n langtermynoplossing, maar dis 'n groot operasie, so die risiko is natuurlik hoër. Kyk nou na die onderste ry, endovaskulêr. Die risiko is baie laer, wat dit 'n baie beter opsie maak vir ouer of sieker pasiënte. Die duursaamheid is goed, maar ons leer nog oor die langtermyneffekte. Dis 'n klassiese mediese keuse tussen bewese duursaamheid en onmiddellike risiko. Goed, ons het heelwat gedek. Kom ons vat net vinnig die belangrikste punte van hierdie hele anatomiese reis saam. So, om op te som. Nommer 1, 'n aneurisme is 'n gevaarlike bult in 'n slagaar. 2, hulle kan van jou borskas tot by jou vingerpunte voorkom om allerlei redes. 3, die simptome kan wyd wissel, van probleme met sluk tot ernstige pyn in jou ledemate. En 4, die goeie nuus. Behandeling het dramaties verbeter, wat veiliger opsies vir baie meer mense bied. En dit los ons met 'n laaste gedagte. Ons het gefokus op net een klein deeltjie van hierdie ongelooflik komplekse stelsel. As 'n enkele bult en 'n armslagaar soveel probleme kan veroorsaak, watter ander subtiele swakhede en versteekte gevare skuil dalk nog in die duisende kilometers se bloedvate wat ons elke sekonde aan die lewe hou? Dis nogal iets om oor te wonder, né?